en welkom by Namibië sonder grense. Ons gesels vandag met Jaco Greef, 'n CA van Walvis Bay wat vir die volgende 2 jaar in Londen woon en werk. Jaco is al net 'n paar maande in Londen, maar hy het reeds 'n groot gedeelte van hierdie diverse stad verken. Hy het selfs die voorreg gehad om 'n sokkerwedstryd van Engeland teen Switserland by te woon en hy sê dit was 'n absolute belewenis en mense daar is glo sokkermal. In ons toer saam segment vertel ek julle meer waarom Londen soms as die wêreld se hoofstad beskou word en wat jy kan verwag as jy hierdie gewilde toeristebestemming besoek. Ek wys ook vir julle 'n kort video van my tyd in Fort Worth, Texas, net 'n klipgooi weg van Dallas. If someone asked you, what does home mean to you? What would your answer be? That's a big question. It's something I still try and define. That's a question that went straight to the heart. I've always had a love-hate relationship with my country. Home for me will always be kind of the places where I grew up and evolved into the person I am today. So for me, Boston in the US, that's the community that raised me. I guess that is people that make, because you could have a house, but the home is made by people. I'm Soraya Mentor, and this is Africa Beyond Borders. This was quite an experience, this particular one. I had to get to Timbuktu. On this show, we get to chat to amazing Africans who've traveled beyond their home countries. It is all about celebrating culture and identity. I have this strong affinity with Egypt, with Dubai, and really do enjoy that region. Of course, there's a lot of turmoil happening there today and even historically. Well, if you want to see amazing episodes like these, you can catch us every Monday at 8:30 p.m. on DSTV channel 285, GoTV channel 25, and you can stream on oneup2.com. Hallo almal, my naam is Jaco Greef of wat ek deesdae hoor Jacko of Jacko. So ek kom oorspronklik van Walvis Bay af. Ek het daar groot geword. Ek was na 'n klomp verskillende hoërskole toe. So 'n baie interessante feit is die langste aaneenlopende periode wat ek in een skool was in my hoërskoolloopbaan is omtrent 'n jaar en 7 maande. So ek het uiteindelik matrikuleer in Walvis Bay Privaat Hoërskool. Ek is daarna Noordwes Universiteit toe om geoktroeëerde rekenmeester te gaan swat, of meer bekend as CA. Ek is 4 jaar later terug Walvis Bay toe om my klerskap te begin by PwC. En ek het begin van die jaar my klerskap klaargemaak en na dit is ek op 'n 2-jaar secondment op die oomblik in Londen.
ja, ek onthou die eerste dag wat ek hier aangekom het, was ek bietjie oorweldig deur alles en almal en ja, ek dink dit eers regtig ingeset dat ek hier is toe ek hier aangekom het. Ek weet baie van my vriende het voor die tyd vir my gevra of ek nie op my senuwees is of enigiets is dit teen. Op daai oomblik was ek glad nie, maar die oomblik toe ek hier land, toe skop alles sommer in een in. So Londen is in die suidoostelike deel van Engeland. Dit is ook die hoofstad van die UK. So iets wat baie confusing hier nog steeds vir my is dat hulle nie regtig kan kies tussen die metric en die imperial system nie. So byvoorbeeld, hulle praat van jou lengte, praat hulle van feet en inches. Jou gewig praat hulle van kilogram en ponde. Melk en bier kom in pints. Maar sap en ander koeldranke kom in liters. As jy ry, verwys hulle na myle, maar as jy loop en fietsry en draf, verwys hulle na kilometers. So dis ook baie confusing. Hulle ry aan die linkerkant van die pad gelukkig, dit help baie, maar daar is geen vaste reël oor watse kant van die pad jy moet loop nie. So baie van die treinstasies se trappe stem glad nie met mekaar saam nie. So byvoorbeeld die een treinstasie sal jy die pyltjies wees aan die linkerkant met jy oploop en basies aan die linkerkant op en linkerkant af as jy vooraf kom. Maar dan weer die volgende treinstasie is dit weer omgeruil. So baie keer groeneer mense maar net die pyltjies en loop eintlik maar die kant om wat hulle wil loop. So hierso het baie, ek wil nie sê baie min mense het karre nie, want nie is baie karre obviously, dis Londen, maar meeste mense gebruik public transport. So dit is 'n verskeidenheid van fietsse of soos hulle dit noem, Boris bikes, treine en busse. Die underground is die tube wat hulle noem, dit is meestal in Londen en die dele rondom Londen wat jy klomp verskillende zones kry. Dit is confusing om gewoon te raak aan dit. Dankie vir City Mapper. En daai app, ek weet nie wat ek sonder dit sou gedoen het nie, so dit help mens baie om te navigate tussen die goed en hoe om die verskillende lyne te leer ken. Iets wat ek baie gou agtergekom het hierso is op die public transport is dat niemand regtig met mekaar praat nie. Behalwe nou mense wat in groepe is, so byvoorbeeld as jy in peak-tyd travel is die treine stampvol, soos jy kan eintlik nie glo dat dit so vol is en dat daar altyd plek is vir nog een, is amper soos 'n minibus. En terwyl dit so vol is en ewen wanneer dit leeg is, niemand maak oogkontak met mekaar nie. Ek weet nie hoe hulle dit reg kry nie, maar niemand maak oogkontak en niemand praat met mekaar nie. Mense is besig om boek te lees terwyl dit so vol is. Hulle is besig om musiek te luister op hulle earphones. Almal het earphones in die hele tyd. Vroumense is besig om hulle make-up te doen. Die enigste mense wat met jou praat is mense wat honde het ek al agtergekom, en mense raak met klein kinders. Maar verder praat niemand regtig met mekaar nie, niemand maak oogkontak nie. So dis baie vreemd. Ja, ek dink is nogal so groot culture shock geweest toe ek hier aangekom het. Die Britse mense is baie anders as ons Namibiërs. Een ding wat ek wel agtergekom het in Londen is dat dit so divers is. Ek dink ek hoor elke dag, ek weet nie hoeveel verskillende tale wat gepraat word nie. Dis baie interessant om te sien hoe baie verskillende nasies Londen toe kom. Een ding wat hulle baie groot op hierso is pubs. So 'n pub is nie heeltemal dieselfde as 'n bar nie. 'n Pub het kos en dan 'n soort van 'n kroeg. Ek wil nie sê so common soos 'n kroeg gesê het so kan stel nie. Dis 'n baie algemene ding wat families doen, veral op Sondag na kerk, na enigiets basies, na werk. Sê hulle kom ons gaan drink 'n pint by die pub en dan weet ek nie of dit altyd by 'n pint bly nie, maar ja, so een ding wat hierso op hulle baie groot op is hulle Sunday roasts. Ek het self nog nie ingehad nie, want ek het van die ander Suid-Afrikaners wat eers gehoor, dis nie so great nie. En ek het gehoor as ek ooit dit vir 'n Britse meisie vertel, gaan ek haar hart breek dat ek nie van 'n Sunday roast hou nie. So ons sal maar kyk hoe dit gaan. Daar nog 'n interessante ding hierso is hulle noem dit nie public holidays nie, hulle noem dit bank holidays. Ek het gou agtergekom dat die locals nie regtig praat oor pounds nie, maar hulle noem dit quid. So hierso is baie woorde wat heeltemal anders gebruik word hierso. Ek dink die slang in Londen is nogal strof. Die slang en al die verskillende aksente. Nog 'n ding wat ek ook gou agtergekom het is dat pants nie 'n broek is hierso nie.
pants verwys, hierso na onderbroek as jy na 'n broek wil verwys met die woord trousers gebruik. Ek onthou toe ek aangekom het en ek het by die winkel ingeloop, so obviously ons normale manier is jy vra vir iemand, hey, hoe gaan dit, of hallo, hoe gaan dit, en dan goed, dankie en self, en dan gaan jy nou maar aan met jou lewe. Maar hierso is die weergawe van dit, you're right. En ek onthou toe ek die eerste keer het gehoor het, sê ek, is iets dan fout? Wat bedoel jy, is ek okay? En toe kom ek agter, maar dis ook nie regtig 'n vraag nie, soos jy sal instap en sal net vir iemand sê you're right, en dan sal hulle net sê alright, en dan gaan jy aan met jou lewe. So ja, dit vat nogal 'n tydjie om gewoon te raak aan. Ek met my baie de mekaar gemaak het, so hulle hou daarvan om goed af te kort. So in plaas van om te sê 9:30, sal hulle sê 8:30. En die eerste keer toe ek dit hoor, toe dink ek outomaties 8:30. Dit was nie 8:30 nie. Dan almal wat gehoor het ek kom Londen toe, het my dadelik gevra, maar wat van die weer gaan mislik wees. En ek kan met alle eerlikheid sê, die weer in Londen is 100 keer beter as die weer in Walvis Bay. Ek moes nog nie een keer sand uit my kamer uit gevee het, of enigiets soos dit nie. Nou gaan my familie comment en sê, dis nie asof ek dit by die huis self gedoen het nie, maar dit was nog nie nodig hierso nie. Ja, ek dink vandat ek hier is, het dit nog net soos 3 of 4 keer gereën van wat ek bewus is. En ek is al net so bietjie oor die 2 maande hierso. Daar nog 'n ding wat my somme vinnig laat tuisvloed is hierso is daylight savings, wat ek weet ons nie meer in Namibia het nie, maar ek weet van die Suid-Afrikaners was bietjie confused oor hoe presies dit werk, maar gelukkig was ek 'n experienced campaigner in dit. Dan meer oor Londen, so daar's so baie tourist attractions hierso dat ek nog net 1 keer buite Londen was. Ons was 1 keer vir 'n dag Cambridge toe en die universiteit besoek en seker die lekkerste vat van my lewe gehad. Dit was regtig amazing. Maar ja, daar's so baie goed in Londen om te doen en soveel meer as net die Big Ben of die Eye of London of Westminster Abbey. Ja, ek gaan nog 'n hele paar dae vat om net bietjie te explore, en wat ek baie hou van Londen is daar so baie street performers. So by enige tourist attraction waartoe jy gaan, is daar mense wat besig is om te sing of te dans, of magicians of comedians of enigiets soos dit wat nogal, so daar's heeltyd iets wat aangaan. En wat vir my baie vreemd was, is so hierso begin ons eers 9:00 die oggend werk en alles hierso begin laat. Baie van jou winkels maak eers 11:00, 10:00 die oggend oop. Ek dink die eerste coffee shops begin eers 7:00, 8:00. Maar hulle bly ook baie later oop. Ons het op die oomblik somer, of het begin nou summer hours raak. So die son kom al 5:30 op, 6:30 in die oggend, en dit gaan sakjes so 8:30, 8:45 op die oomblik. So die dae is redelik lank, wat help dat 'n mens klomp goed nog kan doen. Ek onthou die eerste dag van werk hierso, so die kantoor in Walvis Bay het seker so min of meer 50 mense daar rondom. En die kantoor hierso dink ek het so 5000 mense. So die eerste dag toe ek op kantoor was ek so oorweldig deur alles en hoe groot die kantoor is, dat ek letterlik net by my lesenaar heel dag gesit het, want ek was bang ek verdwaal, of ja, ek kan nie regtig weet wat 'n mens mag doen en nie mag doen nie, en waar kan jy gaan en waar kan jy nie gaan nie, en iets wat ek glad nie regtig geweet het van Londen nie, is die hoeveelheid parke wat hier is. Hier's regtig baie green space, soos wat hulle dit noem, waar mense piknik hou, waar hulle met hulle honde speel, kinders, sport. Daar's mense wat probeer tan daarso, hulle het wel probeer. Maar ja, hier is regtig ongelooflik baie parke en regtig iets om ook aan gewoon te raak. Die groen is vir my heeltemal anders, hier is nie sandduine nie. Ek het geweet in Londen is sokker, of soos wat hulle die noem, voetbal, baie erg, maar ek het nie geweet dit is so erg nie. Dis letterlik asof dit sy eie geloof is. Die mense hierso gaan heeltemal mal as daar sokker in gang is, wat basies altyd is. Jy hoor hulle sing van myle af. Ek was baie gelukkig, so daar's ander, obviously is daar ander Namibiërs ook hierso, maar ander Namibiër wat ek ken, deur iemand wat ek ken, het vir my in 'n pel 2 kaartjies gegee na 'n friendly wedstryd tussen Engeland en Switserland op Wembley, en dit was absolute belewenis geweest.
Ek is self nie eintlik 'n sokkerfan nie, maar ek dink as jy incheck by my oor 'n paar maande mag dit dalk verander het, veral met die wêreldbeker wat nou opkom. Ek dink dit gaan omtrent 'n belewenis hierso wees. Ja, die mense is regtig sokkermal. Ek kan dit nie eens regtig vergelyk met iets in Namibië nie. Dit is baie moeilik om nie hierso te convert van ponde af rande toe nie. Dis regtig elke keer as ek iets koop en dan sê ek soos, hierdie is net 3 pond meer, dan sê ek soos 3 pond is eintlik baie geld. So en dit help ook nie dat die koers 20 is nie, want dit is baie maklik om te maal met 20. Maar ja, hierso is regtig baie Suid-Afrikaners wat ek al agtergekom. Ek onthou ek en 'n vriendin het in die British Museum geloop en toe hoor is nog mense wat Afrikaans praat wat ook Suid-Afrikaners is wat laas jaar oorgekom het. So mense moet mooi kyk, jy kan nie oral skinder in Afrikaans nie, want daar mag dalk 'n Afrikaner langs in jou sit. Een manier wat ek al agtergekom het wat jy Suid-Afrikaners baie maklik kan herken is Kiwi baadjies of Freedom of Movement skoene. Ek onthou, ek was seker 'n week in Londen toe ek op die trein gesit en daar het 'n meisie oor kan my kom sit wat 'n Kiwi baadjie gedra het en ek het ook 'n Kiwi baadjie gedra en op 'n oomblik het ons altyd vir mekaar kyk, ons het geglimlag en ons het geweet ek weet waar vanaf jy kom. So dit was nogals komieklik geweest. Hier is baie eintlik Suid-Afrikaners wat hierso kom shows doen. Skalk Besuidenhout was hierso laasweek. Ek dink hy's nog steeds in Londen, maar hy was laasweek het ons 'n show gaan kyk en dit was ook amazing geweest. Daar het almal Afrikaans gepraat basies. Hy kom maar eintlik die show in Afrikaans gedoen het. So Namibiërs kort nie 'n visa om vakansie te kom hou in die UK nie. Ek dink Namibiërs kan tot en met 6 maande kom vakansie hou sonder 'n visa. Vir Suid-Afrikaners 'n visa kort. Dit help baie vir as mense wil kom kuier of as mense hier wil kom vakansie hou. Dan toekomstige planne is ons beplan om in die volgende lang naweek bietjie Skotland toe te gaan en daar rond te toer en dit beter te leer ken. En dan sodra ek my Schengen visa goed uitgesorteer het, sal ek meer van Europa begin toer en al daai plekke sien. En as enigiemand enige vrae het oor hoe om oor te kom of ja, veral mense wat CA geswat het, laat weet my. Hierso is baie geleenthede. Een ding wat ek al agtergekom het is, en dis 'n opinie, dis nie 'n feit nie, is dat dit voel vir my die Namibiërs en Suid-Afrikaners wat hier toe kom is baie meer of hoër gekwalifiseerd as die ander mense. So ek dink dis hoekom hulle ook geneigd is om maklik vir hulle 'n aanbod te maak. So ja, jy kan my 'n message stuur op Facebook. Ek behoort gou te reply. Londen is een van die wêreld se mees besoekte stede, saam met plekke soos Parys, Bangkok en Dubai. In die volgende segment vertel ek julle van Londen se wêrelderfenisgebiede en talle toeriste-attraksies. Ek gee ook 'n paar voorstelle van watter tyd van die jaar om hierheen te reis. Londen is die hoofstad en grootste stad in die Verenigde Koninkryk met 'n bevolking van sowat 9 miljoen mense. Dit is ongeveer 6.3 miljoen meer mense as in die hele Namibië. Daar word ook met tye na Londen verwys as die hoofstad van die wêreld en dit is maklik om te sien hoekom. Sy BBP maak dit die grootste stedelike ekonomie in Europa. In 2012 het Londen die eerste stad geword om 3 Olimpiese spele aan te bied.
Die Londense metro, the London Underground, is die oudste snelvervoerstelsel ter wêreld en Londen se diverse kultuur sluit meer as 300 tale in. Londen het ook 4 wêrelderfenisgebiede, naamlik the Tower of London, Kew Gardens, the Palace of Westminster, Westminster Abbey en die St. Margaret's Church. Ander landmerke sluit in die Buckingham Paleis, die London Eye, St. Paul's Cathedral, Tower Bridge, die Big Ben en Trafalgar Square. Die Engelse skrywer Samuel Jackson het gesê, jy vind geen man hoegenaamd intellektueel wat bereid is om Londen te verlaat nie. Wanneer iemand moeg is vir Londen, is hy moeg vir die lewe. Reisigers word gereeld gewaarsku dat slegs een besoek nie genoeg is om alles te ervaar wat hierdie stad bied nie. Die beste tyd om Londen te besoek is Maart tot Mei, wanneer dit aangename weer is. Laat in die lente en somer is toeristeseisoen in Londen en dit word in die vlug- en hotelpryse weerspieël. Dit is makliker om vliegtuigkaartjies en verblyf in die winter en herfst te kry, maar jy sal moet gereed wees om koue temperature te te kom. Londen is ook 'n gewilde plek om in Desember te besoek en strate is gewoonlik vol Engelse en internasionale toeriste. Ongeag wanneer jy besluit om Londen te besoek, onthou een ding, jou sambreel. Londen is bekend daarvoor dat hy reg deur die jaar mistige dae en reënbuie ervaar. En ons gesels vandag met Dion Vermeulen, die eienaar van Namibian Coffee Roasters, bring Brian Munango vir ons die hoogtepunte van die Welwitschers X wie teen die Blou Bulle die voorreg gehad het om te voer met Willie Olivier oor sy besoekersgids van die Etosha Nasionale Park. Wat het al hierdie onderwerpe met mekaar in gemeen? Vir een ding kan ek vir jou sê dat jy elke maandag tot donderdag aand om 8 uur op Netwerk Televisie meer oor hierdie onderwerpe en nog talle ander kan leer op Kletskompas. Buiten onderwerpe wat jou raak, gesels ons ook oor die nuus uit die Republikein wat natuurlik vir jou en jou gemeenskap raak. So hou 'n oogie uit vir Kletskompas elke maandag tot donderdag aand om 8 uur op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië, as ook oneup2.com. En so kom ons aan die einde van nog 'n lekker episode hier op Namibië sonder grense. As jy 'n Namibier is wat in die buiteland woon, of jy weet dalk van iemand, stuur gerus my 'n e-pos na christine@namibian.com.na. As jy na ouer episodes van Namibië sonder grense wil kyk, gaan eenvoudig na www.networkmediahub.com. Ons hoop dat julle vandag se episode vreeslik geniet het en dan sien ek julle almal weer volgende week. What happens when Africans share the stories that shaped who they are? I'm Saraya Mentor, and this is Africa Beyond Borders. If you're trying to get to know other cultures and other truths, you're a lot like Ibn Battuta. How do we not learn to appreciate the beauty that lives, with us every day? Every conversation here reminds us that even though we have different journeys, I had to get to Timbuktu. Wow. Which is in Mali. Feel the difference of living in two different cities and actually enjoying what each city had to offer. Cape Town, the nature, the outdoors, a little bit more slow-paced in living. And Johannesburg, where was like the business center, surrounded by a lot of like fast-moving, ambitious people. We can still bring them together with the stories that are shared here on Africa Beyond Borders.